Welkom om julle sitplekke te neem. Ons is besig met hierdie reeks van cold to cold gesprek oop te maak oor hoorie maar waar is ons op 'n plek waar ons eintlik half net stagneer in die spasie waar ons beweeg teenoor waar die Here wil hê eintlik ons moet aksie neem. Maar vir dit wil ek julle 'n bietjie op 'n journey vat vanoggend. Het julle al agtergekom hoe ongelooflik goed mense is om probleme te identifiseer wat nie hulle probleem is nie? Nee, kom ons vat ons Suid-Afrikaners as voorbeeld. Ons is die experts. Ek is vas oortuig daarvan. Ek meen, ons kan binne 5 minute alles vir jou vertel wat fout met die regering. Binne 5 minute vir jou alles vertel wat is fout met die verkeersdepartement. Ek was hierdie week by Department of Social Services of Social Development. Ek kan vir 5 minute baie vir jou vertel. Rondom daai spasie. En ek wil eintlik net pause vir 'n oomblik daar en sê, oorie, bid saam met ons, spesifiek vir dit. Ons is daar vir ons kinderhuis weesgerus. En dit is hartverskeurend hoe subsidies eintlik weggevat word van kinderhuise reg oor die land. So asseblief, ons vertrou nog ons regtig vir 'n wonderwerk in daai spesifieke spasie, want en hier staan ons met opinie en mense voel so kragteloos eintlik in daai spesifieke spasie. Men ons het opinies oor die Comrades wat volgende weggespring het, nê? Baie opinies oor die mense wat hardloop, maar terselfdertyd voel ek ons het nie 'n geldige opinie in daai selfde tyd nie. Maar weet jy waar het ons 'n opinie? Bafana. Nee, hoor hierdie geluid, jy kan uitfigure of dit trauma of nostalgie is aan die einde van die dag nie. Maar jy weet, nou kyk ons donderdag aand hierdie sokker as jy nou wakker gebly het met die FIFA World Cup wat afgespring het. Sokker. Meer rooi kaarte as wat daar goals was. Nee, dis waar. En nou sit ons hierso en enige gegeewe oomblik is tot soos 8 officials wat by hands-on is by hierdie wedstryd en hulle kyk wat is reg en wat is verkeerd, maar nee. Ons in Suid-Afrika wat op Supersport kyk, sien baie beter raak as wat daai mense enigstens doen. Nee, dit is hierdie realiteit van waar ons is in Suid-Afrika. Ek weet nie van julle, maar ek nog nooit 'n Suid-Afrikaner gehoor wat sê ek het nie eintlik 'n opinie daaroor nie. Ons almal het opinies. Ek meen, kom ons vat dit so. Kyk met kinders. Imagine, jy's in Checkers, daar in die gang besluit 'n 3-jarige, hy gaan die wêreld gou herinner hy bestaan. Hy val daar op die vloer en hy begin skree teen 'n volume wat net die honde begin blaf. Hier is daai vletjies. En in daai oomblik staan die ouers daar, weet nie regtig presies wat om te doen nie, maar almal anders wat sien, weet presies eintlik wat die ouers moet doen. En eintlik ook die mense wat nie kinders het nie. Hulle sê mos perfekte ouers bestaan, hulle het nog net nie kinders nie. Totdat jou eie kind is, dan verander die teorie drasties. Ek dink so gereeld, ek en Astrid was op pad Buffelsbaai toe gewees en op pad Buffelsbaai toe stop ons in Setfield Spar en ons wil net gou goedjies kry op pad Buffelsbaai toe en hier besluit Daniel, die jongste, hy gaan 'n bietjie rofstoei met homself op die vloer. Tussen al die waterbottels wat ons nou wil staan en koop. En ons staan daar en kyk nou wat gebeur hierso. En in 'n oomblik voel ek 'n veer van ander mense se opinies. Jy sien hoe ander mense kyk, maar ek voel 'n veer vir enige mense se opinies. Want dis die ding, ek en jy voel 'n veer vir ander mense se opinies, want almal het opinies en terselfdertyd het ons opinies en ander mense voel vere oor opinies. Hier is 'n vraag wat ek vir jou vra volgende. Wat is jou opinie by jou werk? Wat is jou opinie oor hoe dit actually gaan by jou werk? Wat is jou opinie oor hoe dit bestuur word? Wat is jou opinie oor jou baas of jou bestuurder en wat is jou opinie as jy in daai spasie sou wees? Hoe sou jy dit anders wees? Wat is jou opinie oor dit? Kom ek vra dit so. As jy die bestuurder is van daardie spesifieke maatskappy, wat dink jy is die mense rondom jou se opinies? Wat dink jy is die mense se opinies wat saam jou werk? Ek dink ons is ongelooflik goed as mense om dinge raak te sien. En ek dink hier is 'n slegte ding nie. Ek dink dit is presies hoe die Here ons gemaak het. Ek en jy is gemaak om dinge raak te sien wat nie reg is nie. Ons is gemaak om nood raak te sien. Ons is gemaak om onreg in die wêreld raak te sien. En goed wat seermaak, is ek en jy gemaak om dit raak te kan sien. Die probleem is dat dit is nie dat ons dit nie raak sien nie. Die probleem is baie keer dat dit is waar dit stop. Want ons 'n baie groot verskil tussen om bewus te wees van iets en om 'n opinie te hê teenoor iets, teenoor om, jy weet, verantwoordelikheid te vat daarvoor. Dit is baie belangrik, die konsep van verantwoordelikheid. Ons gaan bietjie nou gesels lekker oor dit. Want die ding is, ek kan bewus wees oor die probleme in die land en 'n opinie hê daaroor sonder dat dit iets van my vra. Ek kan bewus wees van nood rondom my en ek kan 'n opinie hê daaroor sonder dat dit enigstens my lewe verander.
Daar's baie groot verskil teenoor om net iets raak te sien en om iets werklik te dra. Die Bybel maak hierdie baie sterk kontras of jy weet 'n onderskeid tussen hierdie twee konsepte om dit net bietjie dieper te kon verduidelik tussen concern en compassion. Concern beteken jy sien die nood raak en jy staan op 'n afstand en sê, "Sjoe, dit is regtig jammer." Dit is maklik om op 'n afstand te staan en sê, "Sjoe, dis regtig jammer wat daar gebeur." Compassion is, Here, jy weet jy sien hierdie nood raak en jy tree in hierdie nood in en jy vra, Here, wat wil U hê moet ek kom doen in hierdie spesifieke spasie? Die verskil is concern kos jou niks. Dit vat niks van jou tyd nie, dit vat niks van jou energie nie, dit vat niks van jou gemaksone nie. Jy kan op Facebook scroll of doom scroll terwyl jy concern het. Jy kan op 'n veilige afstand staan met 'n goeie opinie en 'n jammer hart. Jy kan by die werk staan met 'n veilige afstand, 'n goeie opinie en 'n jammer hart. Jy kan by jou huis staan met 'n goeie opinie, met 'n goeie afstand met 'n jammer hart, maar compassion kos jou altyd iets. Compassion kos jou altyd iets. Concern is 'n goeie opinie en compassion is God se strategie deur jou. So kom ek vra weer, wat is jou opinie oor jou werk? Wat is jou opinie oor jou huishouding? Wat is jou opinie oor die stad? Is dit 'n plek waar ek en jy concern het by die werk? Is dit 'n plek waar ek en jy concern het in die huise, concern het in hierdie stad, of is ons op 'n plek waar actually compassion is en sê, Here, wat wil U kom doen deur my in hierdie spasie? Ek dink baie mense hierso sit ook in dieselfde skoene wat Moses beleef het. Jy weet, toe hy voor hierdie brandende bos is, jy word geroep om in 'n spasie in te beweeg. Om 'n spasie te kan sien dat koninkryk realiseer in hierdie spasie en jy weet, vanuit compassion uit eerder as om net concern te hê vir die mense wat in daardie spasie is. Maar baie keer is ons respons Eksodus 4 vers 13. Maar Moses antwoord, asseblief tog Here, stuur liewers iemand anders. Here, stuur iemand anders. So, hier is my vraag wat ek wil hê jy moet volgende hoor. Laasweek het ons gepraat oor, maar ek en jy is spesifiek geplaas in die spasie waar ek en jy is. Daar's hierdie rol wat ek en jy vanuit funksioneer in ons werkplek en in koninkryk, sodat ons kan sien dat koninkryk realiseer in die spasies waar ons beweeg. En hoe meer ek en jy dit besef, hoe meer begin ons sien waarmee die Here besig is. Maar my vraag vanoggend is, wat as ek en jy begin sien waarmee die Here besig is? Ons sien begin koninkryks besig om te vestig in die werkplek en dalk in jou huis, maar jy voel, my Here, ek dink dit is ek wat deel moet wees in hierdie spasie. Dit is dalk nie ek wat verantwoordelikheid moet neem vir dit nie. Waar jy dalk voel, Here, dis nie ek nie. Iemand anders kan dalk hierdie doen, nie ek nie. Ek beleef regtig volgende hierso as mense wat passie begin verloor het by hulle werk. Mense wat ook passie verloor het by hulle werk. Hierdie tyd van die jaar is verskriklik moeilik en jy druk dalk eintlik net deur hierdie tyd van die werk, hierdie tyd van die jaar. Daar's meer passief by mense as wat daar passie is by mense. Waar ons soos Moses concerned is oor die mense, maar Here, stuur eerder iemand anders om daai concern te adres. Ek wil jou vra, weet jy wat is die brug tussen concern na compassion toe? Dit is verantwoordelikheid. Die brug tussen concern na compassion toe is verantwoordelikheid. Want as ek en jy concern het en 'n goeie opinie het, dan neem ons aan dat die verantwoordelikheid lê by iemand anders. Jy verplaas verantwoordelikheid na iemand anders met 'n goeie opinie en concern, maar compassion is, ja Here, hier gaan ek. Maar die realiteit is, ek weet, daar waar jy sit, is dit maklik om hierdie woorde net te sê en is hardop, maklik om te sê uit 'n spasie uit van 'n verhoog. En Corneille, jy weet nie hoe dit is by my werk nie, maar ek dink baie keer is dit moeilik om te engage in hierdie spasie en sê, maar ek is nie soos Moses nie, ek is nie in hierdie spasie, maar ek weet net nie wat om te doen nie. Ek dink 'n ongelukkige realiteit wat ons moet besef is, baie keer is mense bang by die werkplek. Mense is bang, veral as dit kom by die konsep van geloof, om eintlik hard oop te maak en om te kom begin gesels, want wat as? Nee, wat as ons jy weet nie genoeg gee nie? Wat as ons nie die regte woorde sê nie? Wat as iemand vir my vra, hoe weet jy die Here bestaan en ek het nie 'n goeie antwoord nie? Wat as ek nie sê wat hulle eintlik wil hoor nie? Ons is bang dat ons uitstaan by die maatskappy en nie noodwendig vir die goeie rede nie. Omdat compassion
ons iets kos om ons mond oop te maak en op te staan en te verklaar, hierdie is wat reg is, hierdie is wat waar is, omdat compassion ons altyd iets gaan kos, dan bly ons eerder veilig by concern te stagneer. Ons voel wel iets, en ons het 'n goeie opinie oor hoe dit moet verander en hoe dit eintlik moet lyk, maar ons voete beweeg nie. En dit is presies die reis waarop Jesus sy disippels vat, Markus 4, 5 en 6. Gaan lekker vanoggend gesels oor dit, en as jy hierdie hoofstukke agter mekaar lees, dan kom jy agter, daar's hierdie duidelike patroon, hier is hierdie goue draadjie, wat Jesus kom trek vir sy disippels in hierdie spesifieke spasie. Jesus is besig om sy disippels iets te leer, en dit gaan nie oor visvang nie, dit gaan nie oor storms nie, dit gaan nie oor brode nie, dit gaan nie oor die wonderwerke by homself eintlik nie. Jesus is besig om sy disippels hierso te leer, hoe om te beweeg van concern na compassion toe. Hy's besig om sy disippels te leer hoe om te beweeg van fearful na faithful. Dat ons in 'n spasie is waar ons nie fokus op hierdie vrees en fokus op hierdie concern nie, maar dat ons beweeg na compassion toe en ons optree vanuit geloof. Nou, ek wil jou vanoggend op hierdie reis vat tussen Markus 4, 5 en 6, dat jy besef, hoorie, maar dit waar jy deurgaan, het die disippels ook deurgegaan. Die werk lyk net bietjie anders, maar dit wat die disippels beleef het, is 10 teen 1 presies wat jy ook beleef. So ek hoop jy sien hierdie goue draadjie raak. Wil afskop Markus 4 vers 35. Jesus sê vir sy disippels, kom ons gaan na die ander kant toe. So vandag, as ek in hierdie skrifvers lees, dan dink ons net dit is deel van die itinerary. Jy weet, dit is deel van die reisplan vir die disippels, maar vir die disippels in daardie spesifieke oomblik was dit die slegste idee ooit. Die ander kant was die slegste idee ooit, want dit was nie hulle mens nie. Dit was 'n onmoontlike spasie vir hulle eintlik om in te gaan het, want dit is nie hulle wêreld gewees nie. Dit was nie hulle comfort zone enigstens gewees nie. Want die ander kant was die plek van die heidene. Wat was gevul met mense wat radikaal anders dink en radikaal anders glo en radikaal anders leef as die disippels. Klink dit soos jou werkplek? Klink dit soos jou huis dalk selfs? Klink dit soos ons stad waarin ons bly? Hulle leef radikaal, hulle glo radikaal en hulle dink radikaal aan die anders as die disippels. En dit is juis in hierdie spasie waar mens besef, hoorie, maar as die disippels die reisplan kon opgetrek het vir hierdie journey saam met Jesus op hierdie boot, is die ander kant een plek wat hulle doelbewus uit sou gelos het. Maar tog sê Jesus, kom, ons gaan na die ander kant toe. En ek dink, hoe fascinerend is dit eintlik, want hoe baie ander kant plekke het ek en jy in ons lewens. Hoeveel gedeeltes in ons lewens is ook aan die ander kant. Jy het daai plek waartoe ek en jy nie wil gaan nie, 'n ongemaklike gesprek wat jy weet, jy moet eintlik hê, maar jy bly dit uitstel. Die ander kant van 'n span waar jy eintlik net van daar af wil wegkom. Die ander kant van 'n werkplek wat jy so graag net wil verruil vir iets makliker. Dalk 'n situasie wat jy net wens wil van self af weggaan. Maar tog, Jesus hou aan om sy disippels te vat na die ander kant toe. Hoekom? Want partykeer is die plek waar ons die minste wil wees, juist en presies die plek waar jy die meeste wil werk. Dalk is die plek waar jy die minste wil wees, presies die plek waar jy die meeste wil werk. Ek hoop ek trap tone vandag. Ons wil so vinnig uit 'n spasie uitkom, want ons, eerder as om te vra, Here, wat wil jy kom doen in hierdie spasie? En op pad na hierdie ander kant toe, net om dinge erger te maak, tref hulle hierdie storm. Nee, ons almal ken hierdie storm, is hierdie groot storm wat selfs ervare harre vissemanne doodbang maak. Jy weet, hulle is so vreesbevang in hierdie spasie, en terwyl hulle hierdie beleef, lê Jesus lekker rustig agter in die boot en slaap, tot hulle op so 'n plek paniekerig is vir hulle lewens, dat hulle Jesus begin wakker maak, en hulle sê vir hom, Markus 4 vers 38, Meester, gee U nie om dat ons weg vergaan nie. Hulle sit met hierdie absolute vrees, en vrees het hierdie manier om ons perspektief te kom steel. Dit het hierdie manier om die probleem groter te lyk as wat God is. Dit het 'n manier om ons perspektief so te kan maak dat die storm groter is as die persoon wat saam met ons is in hierdie storm.
Ek wonder hoeveel keer van ons voel dalk so in die werkplek. Wat jy sien die nood by die werk en daar's dalk 'n geleentheid om op te staan. Jy weet jy moet hier reageer en ons dalk 'n spasie waar die Here iets op die hart sit om te reageer, maar net so word jy vasgevang in jou kop oor die vrees, maar wie is ek? Jy weet, wat is dit nie werk nie? Wat as ek myself verneder voor my kollegas? Wat as ek nie my woorde uitdruk soos wat ek dit eintlik in my kop gehad het nie? Wat as hulle vir my lag en jy weet, wat as ek weer eens nie sê wat ek dink hulle moet hoor nie? Wat as ek nie sê wat ek dink hulle wil hoor nie? En voordat jy besef, het die storm jou. Voor jy besef, het die storm, die vrees, al mense aandag en ek en jy tree vas, vreesbevange terug in die veilige spasie van 'n goeie opinie en concern. Waar ons eintlik al autoriteit het in ons lewens, met die Heilige Gees wat binne ons is, om te kan sê, word stil. Waar jy al die autoriteit en al die geloof veronderstel het om te hê, om in 'n spasie te wees en sê, hush, be stil. Ek wil jou herinner, waar jy dalk hierso sit volgende sê, jy het nie woorde om te kan sê, om op te kan staan en om te kan verklaar wat is dit wat die Here op jou hart het in die spasie nie onthou. Moses het ook nie. Moses het ook nie daai vermoë, hy het ook nie daai verwagting gehad van dit wat hy moet sê nie, maar tog het die Here vir hom voorsien. Glo jy dit vir jou? Glo jy dat die Here jou sal voorsien, vir jou sal voorsien in die spasie waar jy beweeg, waar jy moet opstaan? Uiteindelik kom hulle deur hierdie storm en hulle beweeg nou na die ander kant toe. Onthou die onheilige kant, die heidene plek, die onmoontlike plek waar die disippels eintlik glad nie heen wil gaan nie. En die vraag is, wat wag vir hulle aan die ander kant? Jy weet, mense dink altyd is hierdie massive oomblik, hierdie bedieningsoomblik, hierdie verwelkomingskomitee, maar is fascinerend as jy lees in daai gedeelte, dan sê dit aan die ander kant, toe hulle daar aankom, wag daar 'n besete man. 'n Man vol demone, 'n stikkende man wat kaal tussen grafte bly. Kan jy imagine hierdie oomblik, die disippels wat hierdie belewenis gehad het van ek wil nie na die ander kant toe gaan nie, want ons weet wat eintlik aan die ander kant van die ander kant vir ons wag. Hier kom hulle aan by hierdie plek en hier staan hierdie man kaal, besete, stikkend en hulle is net so dis presies hoekom ons nie wou kom nie. Jy weet dit is presies wat ek verwag het. Ons het mos gesê ons moet nie kom nie, maar tog sê Jesus, kom ons gaan na die ander kant toe. En dan gebeur iets ongelooflik. Jesus verander een lewe. Net een. Jesus bevry hierdie een man. Maar dan gebeur iets baie interessants. Hierdie man kom na Jesus toe en vra in Markus 15 vers 5 vers 18, laat my asseblief saam met u op die boot gaan. As jy hierdie storie vir die eerste keer hoor of vir die eerste keer luister, dan dink jy Jesus se antwoord gaan wees, ja man, natuurlik, jy weet, klim in, the more the merrier. Maar dis nie wat gebeur nie. Jesus sê in vers 19 vir hom, gaan huis toe, na jou mense toe. Dink gou 'n bietjie vir 'n oomblik. Jesus kom, en hy bring bevryding vir hierdie een man, hierdie stikkende man. En sy lewe verander radikaal, dat dit in lyn is met die disippels, wat nie na die ander kant toe wil gaan nie, en tog sê Jesus, gaan na jou mense toe. Gaan na jou mense toe, vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het. Ek hierdie eerste keer lees en dink ek, hierdie arme man. Jy weet, ek is so jammer vir die man gevoel, want mense dink God se antwoord is altyd ja en amen. Jy weet, maar tog sê Jesus nou nee. Bly in hierdie spasie, gaan na jou mense toe en vertel vir hulle wat die Here vir jou gedoen het. En ek dink baie keer kan ons nogal eintlik dieselfde voel soos hierdie man. Jy weet, ons het hierdie oomblik waar ons voel, ons wil eintlik, ons dink die mees geestelike plek is naby die boot. Die mees geestelike plek om te wees is naby die boot, want dit is veilig. Jy weet, dit is veilig by die boot, dit is veilig by die kerk. En dit is veilig en naby mense wat presies glo en dink en leef soos ek. Maar Jesus stuur hom reguit terug na sy mense toe. Sy moeilike wêreld en eweslik daardie persoon se ander kant. Die vraag is waarom? En dit is presies sy lig, presies sy getuienis wat nodig is in daai spesifieke spasie. Ek wonder hoeveel keer van ons vra ook baie keer, Here, kan ek asseblief op die boot klim? Kan ek net ook saam gaan, eintlik nie om saam te gaan nie, maar eintlik om weg te gaan in hierdie spasie.
Maar dan antwoord Jesus, bly. Dis nie nee nie. Sy antwoord is altyd ja en amen. Dit lyk net drasties anders as wat ons wil hoor en as wat ons verwag. En ek beleef regtig is dalk mense vanoggend wat moet hoor, bly. Bly daar waar jy is, nie omdat God nie omgee nie, nie omdat God nie vergeet het van jou nie, maar dit is juis daar in daai spasie, in die huis, in die werkplek en in hierdie stad waar hy jou wil gebruik. Hoekom? Want die ander kant behoort aan hom net soos wat die Sondag doen. Die ander kant, jou huis, jou werkplek in hierdie stad behoort aan hom net soos wat Sondag doen. Onthou ons is hierdie hele reeks konstant besig om te gesels dat dit wat ek en jy doen is nie net heilig op 'n Sondag nie, dit wat ek en jy doen is heilig van Maandag tot Sondag. Hier is nie heilig en daar buite is die ander kant nie. Oral waar ek en jy beweeg, moet ek en jy die geloof en die autoriteit hê om spasies en kulture te kan skuif. Dan kom Markus 6. Die disippels staan saam met Jesus het voor 5000 mense amper in hierdie onmoontlike situasie. Hierdie onmoontlike situasie want hulle raak bewus dit wat hulle in hulle hande het is nie genoeg nie. Hulle raak bewus van hulle hulpbron om te sien, maar dit wat ek in my hande het is nie genoeg om 'n verskil te maak vir dit wat voor my is nie. Hulle voel eintlik al weer in hierdie spasie nie genoeg nie, want hulle fokus net op hierdie hulpbronne en hierdie tekort. Weereens Moses het ook gesê, hoorie maar, wat het ek? En tog sê Jesus, of die Vader vir hom, hoorie maar, gebruik jou staf. Hulle het onmiddellik concern. Hulle het onmiddellik concern omdat hulle sien, die limit van dit wat hulle het. Hulle het so erge concern dat hulle na Jesus toe gaan en vir Jesus sê, Jesus, stuur jy die mense weg, want as jy hulle wegstuur, dan sal hulle verseker gaan, want ons het nie kos vir hulle nie. Hoor jy daai concern, dit is 'n opinie wat hulle het, dat hulle gaan niks kan doen in hierdie spasie nie, dat hulle eintlik verantwoordelikheid verplaas na Jesus toe, om eintlik die verskil te kan kom maak. Maar Jesus het compassion gehad. Mens lees dit, hy sê, hy compassion gehad vir die mense wat hy gesien het daar aangekom het, en hier is hierdie leerskool wat hy die disippels probeer vat, om te sê, maar beweeg ver vanaf concern af na compassion toe, neem verantwoordelikheid. En hy sê vir hulle in Markus 6 vers 37, gee julle vir hulle iets om te eet. Ek dink is die laaste ding wat die disippels eintlik wou gehoor het in daai spasie. Mens sien vrees in ons lewe en vrees in die werkplek, kry ons op 'n plek waar ons fokus op wat ons nie het nie. En geloof begin fokus op wie saam met ons is. Can you imagine? Die disippels sien hierdie spasie voor hulle en hulle raak vreesbevange van hulle gaan niks eintlik hierdie kan doen nie, terwyl Jesus reg langs hulle staan. Met die volle wete wat Jesus eintlik kan doen. Vrees laat my in jou fokus op dit wat ek en jy nie het en nie kan doen nie, waar geloof my in jou plek kry waar ek en jy agterkom wie eintlik iets kan doen. Dis 'n lewensles wat Jesus sy disippels probeer leer in Markus 4, 5 en 6. Geloof beteken jy gaan op 'n plek kom waar jy nooit bang gaan wees nie. Geloof beteken nie jy daai storm of die werk of die druk by die werk gaan ooit enigstens verdwyn nie. Geloof beteken nie jy het altyd die antwoorde nie. Paulus het self gesê, met my volle wysheid en alles wat ek weet, is dit nie deur my mooi woorde wat ek mense oortuig nie, dit is net deur die krag van die Heilige Gees wat mense Jesus ontmoet. Geloof beteken nie jy het die antwoorde nie, geloof beteken jy weet wie het die antwoorde. Geloof beteken eenvoudig dat jy Jesus meer vertrou as wat jy jou eie vrese vertrou. Geloof beteken jy vertrou Jesus meer as wat jou eie vrees vertrou. En die disippels moes dit leer. Die man wat aan die ander kant moes bly, moes dit leer, en jy wat môreoggend dalk ook aan die ander kant instap, moet dit ook leer. Maak ek en jy staat op geloof wat in ons is, of maak ek en jy staat op die vrees wat in ons is? En dit is maklik en terselfdertyd moeilik om dit te sê, want dit op papier maak is dit so duidelike onderskeid teenoor mekaar, maar tot jy vasgevang word in daai werksplek, dan lyk dit baie dieselfde. Dan is vrees baie maklike easy way out om net 'n opinie te hê en iemand anders wil dit doen. Here, ek wil nie daai persoon wat opstaan en gesien word nie. Maar wat as? Wat as dit juist jy is wat opgestaan en gesien moet word? Om verandering te kan bring in die spasies waar jy beweeg. Dis die uitnodiging volgende. Jy is nie net geplaas nie, jy is doelbewus gestuur na die ander kant toe. Jy's doelbewus gestuur na 'n ander spasie toe.
Die uitnodiging van Jesus is baie eenvoudig volgende. Hou op om concerned te wees by jou werk. Hou op om net die nood raak te sien en 'n opinie te kan hê in daai spasie. Ek dink die ergste ding is, die opinies is goed dat ons nog vir onsself ook hou. Dis nie eens opinies wat hardop gesê word nie. Hou op om dit te hê. Hou op om net foutief te kan sien in die kultuur waar ek en jy funksioneer. Begin hom vertrou, jy is met die nood. Jy is met die kultuur wat geskuif moet word, want dit is vanuit daar waar ek net beweeg van concern na compassion toe. Want die pad, as ons praat van call to call, van roeping, die pad na roeping, is nie 'n pad van mense wat nooit vrees ooit beleef nie. Dis die pad van mense wat getrou bly, van normale mense wat getrou bly, selfs wanneer alles rondom hulle nie sin maak nie. Ek wil jy uitnooi, nog net vir 'n oomblik jou oë toe te maak. Ek wil net bid oor die spasies waar jy beweeg. Ek wil jou vra, as jy dalk vanoggend hier so is, jy net passie begin verloor by jou werk. Kan jy dalk vinnig net jou hand opsteek? Dankie. Dankie. As jy dalk vanoggend hier so net passie begin verloor by jou huis. As jy bereid is, steek gou vinnig jou hand op. Ek wil net weet wie moet ek bid vanoggend. Dankie. As jy volgend hier so is, nie beleef regtig die Here stuur jou 'n spasie in, of echt te beweeg van concern af, en dieper na compassion toe. So asseblief vir jou hand ook opsteek, ek hou vir jou bid volgend. Dankie vir jou hande. Ja, ek bid spesifiek volgend, vir mense wat hier so is, Here, wat passie begin verloor het, Here. Passie by hulle huis, Here, passie by hulle werkplek, passie waar hulle beweeg, of hulle eintlik net deurgaan en dit word normale routine, Here. Here, ons weet, jy het ons nooit geroep om net normaal te wees nie. Ek bid, Here, vir daai spesifieke mense, Here, op hulle praat to fan en to flame, Here, dat 'n vuur sal aangesteek word in ons binneste oor dit wat U wil kom doen deur ons. En ek bid, Here, vir mense vanoggend hierso wat in 'n spasie sit van concern, wat nie weet hoe om te beweeg na compassion toe nie, Here. Heilige Gees, kom bedien in daai mense se harte en mense se lewens nou, Here. Kom wys vir hulle, wat is dit wat U wil kom doen deur hulle in daai spasie, Here. Ek bid vir mense wat vanoggend vrees beleef by die werkplek. Ons kan nie hardop sê, ons kan iets sê nie, ons kan nie opstaan vir dit wat verkeerd is nie. Bid ons, Here, vir bultes en ons bid vir gehoorsaamheid en ons bid, Here, dat geloof sal opstaan groter as vrees, Here. Om te weet, Here, maar U is reeds daar, Here. U is reeds in daai spasie en U se beskerming is oor elke mens in hierdie oomblik, Here. Maar nie net in hierdie oomblik nie, maar ook in die spasies waar hulle beweeg, in die huis, in die werkplek, in hierdie stad, Here. Here, ons as Christene is nie gemaak om stil te bly nie. Ons is gemaak om gehoor te word, Here. Ons is geroep om gehoor te word, Here. Maar ek bid, Here, dat ons sal opstaan en praat, dat ons gehoor kan word, Here. Maak nie saak hoe dit lyk nie. Ek bid dit, Here, in U naam se wil. Amen. Ek wil eintlik net uitnodiging maak, as jy vanoggend of in hierdie week wat kom iets beleef, wat jy voel, wow, maar as hierdie kan deur die Here gewees het, mag dit 'n getuienis wees van dit wat die Here kom doen het, in hierdie oomblik, in jou werkplek, in jou huis, en in hierdie stad. Jy staan vanoggend hier so en sê, hoorie, maar ek weet nie hoe om te beweeg van concern of compassion toe nie, ek is in hierdie plek waar ek hierdie vrees, ek weet nie om te beweeg na faithful toe nie, ek weet nie wat is dit in my, wat die Here wil gebruik in die ander kant nie. Ek wil jou uitnooi na hierdie kursus. Dit is die Sondag die 27ste Junie, waar ons jou wil bemagtig om jou te help ontdek, wat is jou purpose? Wat is hierdie gawes wat die Here in jou gesit het, om te beweeg na spasies, om spasies te kan beweeg. Ons gaan dit op die groepe ook uitstuur, maar ek wil jou regtig bemoedig, om deel te neem in dit, scan dit, na die diens gaan dit nog op wees, welkom om dit te scan. Dan 'n laaste ding, wil ek uitnooi vir volgende naweek.
volgende Sondag. As jy 'n besigheid het om jou besigheidskaartjie te bring, is dit deel is van 'n besigheid, bring jou besigheidskaartjie ook. Enige manier wat jy vereenseldig met jou besigheid en die maatskappy waar jy werk, asseblief bring dit volgende week. Ons wil spesifiek vir maatskappye bid. Ons wil spesifiek vir mense in spasies bid wat hulle beleef, hulle is dalk aan die ander kant. Kan ons dit doen? Amen. Ons gaan lekker uitbeweeg. Hier's lekker warm koffie, lekker kos hier buite. En hier is ook 'n span wat saam met jou wil bid, wat hier voor gaan staan en wag soos jy beweeg. As jy gebed nodig het, asseblief kan ons saam met jou tree in hierdie gebed. Amen. Amen. Bye bye julle.